Môre broers en susters, is nou vandag 'n bietjie 'n anderste dag. Ons het nie vir predikant nie, maar ons het gelukkig 'n predikant op die preekstoel. Johannes opgelei as 'n gereformeerde predikant, alhoewel hy nie gepreek het in gereformeerde kerke nie. So Johan, baie welkom hier by ons. Ons sien uit na jou boodskap. Kom ons buig voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Mag genade van ons hemelse Vader, vrede van ons Here Jesus Christus en die kragtige werkinge van sy Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing saam van Psalm 100 verse 1, 2 en 3. Kom ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en die smarte van die hel tot in die dood gedra het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou met die verskuldigde eerbied luister na die wet van die Here uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of wat onder op die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God,
dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons gaan nou sing in antwoord op die wet van die Here, Psalm 130 vers 1 en 2. Kom ons verenig in die gebed en ons gebid saam. Ons hemelse Vader, ons loof en aanbid U vanmôre vir die voorreg om ons oë op te slaan na die hemel, van waar ons hulp vandaan kom. Ons dank U, Here, dat ons in U huis mag wees, U naam mag prys en U verheerlik. Ons dank U dat ons weer 'n Kerstyd nader, waarin ons gedenk hoe U seun na hierdie wêreld toe gestuur het om ons uit ons ellende te red en te verlos. Ons dank U, Here Jesus, dat U die luisterryke skoonheid van die hemel verlaat het om tussen ons mense te wees, tydelik hier tent op te slaan, om die Vader aan ons te openbaar, om 'n lewe te leef sonder sonde, om uiteindelik oorgelewer te word, om gekruisig te word en te sterwe in ons plek. Ons dank U, Here, dat U vir ons die weg na die hemel oopgemaak het, sodat ons ook na hierdie aardse lewe by U mag wees. Ons dank U dat ons vanmôre hier in die huis mag wees. Ons bid vir elkeen wat weg is met vakansie, dat U by hulle sal wees by Dominee Thuis en Lindy. En Here, dat hulle ook sal uitrus en weer met nuwe krag sal terugkom na die gemeente. Ons bid vir elkeen wat siek is, Here, hulle wat in hulle ouderdom nie meer by die erediens kan wees nie, dat U uit genade by hulle elkeen sal wees,
dat U hulle sal dra en dat U hulle naby sal wees. Here, dankie dat ons ook kan bid vir ons land. Ons bid vir hierdie regering van nasionale eenheid, dat hulle ons land so sal stuur, dat dit beter met elkeen sal gaan. Ons bid vir al die werklooses, Here, dat U uit genade vir hulle sal voorsien, en dat U met hulle sal wees. Ons bid dat daar uitkoms sal wees, ook vir die toekoms. Kom vanmôre, deur die werking van U Gees, en kom seën U woord, en pas dit toe deur U werking in die harte van elkeen wat luister. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here, uit Lukas 2, van vers 25 tot 35. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. En aan hom is deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê: Nou laat U Here U dienste gaan in vrede volgens U woord, omdat my oë U heil gesien het, wat U berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. En Josef en sy moeder het hierdie woorde oor die dinge wat van hom gesê is, en Simeon het hulle geseën, en aan Maria sy moeder gesê: Kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. En 'n swaard sal deur jou siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Kom ons sing nou weer saam Skrifbereiding 4:6 vers 1.
Ons teksvers is Lukas 2 vers 34 en 35. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: "Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan." Ons tema vir môre: Jesus Christus het gekom om skeiding en oordeel te bring. Ons dink soms eienaardig oor die woorde vrede op aarde of die vrede wat Kersfees bring. Ons verwar dit dikwels met welwillendheid en gemoedelikheid, veral in Kerstyd. Ons dink dit beteken dat 'n mens maar tydelik van jou probleme en spanninge moet vergeet en meer gemoedelik moet wees. Nou dit is veral van toepassing in oorlogtyd. Baie keer het 'n mens gekry dat in Kerstyd mense tydelik van die spanning en die vyandskap vergeet het, in vrede met mekaar gehou het, en dan wanneer daardie tyd verby is, dan het hulle maar weer vir mekaar die stryd aangesê. Dieselfde wanopvatting heers wanneer ons dink in tye van huweliksprobleme, byvoorbeeld dat 'n mens om vredes wil, maar liewer moet stil bly, terwyl daar in werklikheid geen vrede is nie, maar juis onversoenlikheid. Om die rede sien die kerk, en dit sluit predikante en lidmate in, dikwels nie kans vir vrymoedige getuienis nie. Ons weet wat dit is wat gesê moet word, maar om vredeswil bly ons maar liewer stil. Ons kyk ander pad wanneer iemand iets verkeerd doen. Die omgekeerde geld ook. Mense neem dikwels aanstoot aan die evangelie en aan die kerk se getuienis, omdat hulle dink die kerk se taak is om vrede te bewaar en dus stil te bly oor enige omstrede saak. Die kerk moet sy kruisevangelie uitlewe en vrede na versoening verkondig. Dis sy werk. Die kerk moet die groot ou vriendelike vredebewaarder wees, dink baie mense, wat nooit ontstel en aanstoot gee nie. Die Bybel praat nie so nie. Reeds hier in die geboorteverhaal, in die boodskap van Simeon, word vir ons die eerste maal duidelik dat die evangelie van vrede ook 'n skadukant het. Te midde van die lofsange praat hierdie profesie van onvrede, van skeiding, van verwerping en van oordeel. Ons gaan vervolgens na hierdie aanstoot van die evangelie in ons teks kyk in 4 hoofpunte. Eerstens, die kind is bestem tot 'n val en opstaan van baie in Israel. Tweedens, 'n teken wat weerspreek sal word. Derdens, die gesindheid of gedagtes van harte sal aan die lig kom. En vierdens, 'n swaard sal deur jou siel gaan. In die eerste plek dan, die kind is bestem tot 'n val en opstaan van baie in Israel. In die eerste deel gebruik Simeon die beeld van 'n steen wat deur God gestel word. 'n rots van struikeling wat 'n hoeksteen geword het. In Jesaja 8 vers 14 lees ons: hy sal vir julle 'n veilige beskutting wees. Maar vir die 2 koninkryke Juda en Israel sal hy 'n klip wees waarteen 'n mens hom stamp, 'n rots waaroor jy struikel.
Jesaja 28 vers 16, so sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip, wat fundament aan fundament sal sluit. In Lukas 20 vers 17 sê Jesus, hy het hulle aangekyk en gesê, wat beteken hierdie skrif dan? Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Elkeen wat op hierdie klip val sal verpletter word. En elkeen op wie hy val, sal hy vermorsel. Simeon het gesê dat hierdie kindjie bestem was tot 'n val en 'n opstaan van baie in Israel. Dit was sy bestemming, sy doel, om baie tot 'n val te bring. Baie sou oor hom struikel. Die godsdienstiges van sy tyd het hulle eie geregtigheid probeer oprig om te dink dat hulle deur wetsonderhouding God sou behaag of in die hemel kom. Op die prediking van Johannes die Doper wou hulle nie bekeer nie. Jesus was vir hulle 'n rots van struikeling, net soos Jesaja gesê het. Verander het hy die hoeksteen van hulle geloof geword. Jesus was bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel. Daar's meningsverskil oor hierdie baie polloi wat ons in die oorspronklike lees. Is dit dieselfde mense wat val en opstaan of is dit twee groepe mense? Die Grieks dui op dieselfde groep mense. Die evangelie bring eers 'n val deur 'n bewusmaking van sonde en dan tot berou en bekering. In die weergeboorte wat die Heilige Gees bewerk, staan die mens op in 'n nuwe lewe. Soos met Saulus van Tarsus gebeur het en talle wat deur die prediking van Jesus en sy disippels tot bekering gebring is. Ander kommentators sê baie wat tot struikeling gebring word deur die evangelie maak dat ander opstaan tot redding terwyl ander val. En dan ons tweede gedagte, 'n teken wat weerspreek sal word. Die aksent van hierdie profesie val op Simeon, laat Simeon die negatiewe reaksie wat Jesus sou kry, bring hy uit. Lukas 2 vers 12 sê engele aan die herders dat vir hulle die teken sou wees 'n kindjie wat toegedraai is en in 'n krib lê. In Jesaja 7 vers 14, die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en julle sal hom Immanuel noem. In die geboorteverhaal van Matteus lees ons in Matteus 1 vers 22 en 23. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die gemaagdelike geboorte van Jesus is 'n teken van God se verlossing, maar dit word nie deur mense aanvaar nie. Dit word teëgespreek en dit word geweier. Antilegein in die Grieks beteken nie net weerspreek nie, maar hulle sal dit aktief teëstaan. Die wêreld ontken dat hy 'n teken van Gods weë is. Dit was die hoofrede waarom die Joodse owerhede hom verwerp het. Dis waarom hy te midde van verwerping gelei het en gesterwe het. Dan was daar die teken van die leë graf, die opstanding. Die Jode wou dit nie aanvaar nie. Toe daardie soldate kom berig dat sy liggaam weg is, toe het hulle geld betaal om te verkondig dat sy liggaam gesteel is. Simeon het dit geprofeteer terwyl hy die kindjie in sy arms gehou het. Ons derde gedagte, die gesindheid of gedagtes van baie sal aan die lig kom. Die Grieks dra negatiewe tekenis van slegte,
bose of ydelle gedagtes. In die Lukas Evangelie kom dit telkens voor dat Jesus die slegte gedagtes van mense openbaar het. In Lukas 5 vers 22 by die genesing van die man met die verdorde hand het Jesus hulle gedagtes gemerk en gesê: "Wat is makliker om te sê: jou sondes is vergewe, of neem jou bed op en loop?" Of dis by die verlamde. Met die man met die gebreklike hand het hulle gekyk of Jesus op die Sabbat sou genees, en die Here Jesus het daardie gedagtes van hulle geopenbaar. In Lukas 9 vers 46 het die disippels gestry oor wie die grootste is, en Jesus het hulle gedagtes geken. Jesus het telkens die slegte bedoelings van die skare gesien en dit geopenbaar. Die skeidende werking van die kind se geboorte sal dus daarin bestaan dat die verborgde bedoeling van mense geopenbaar sal word. In Lukas 12 vers 1 en 2 sê die Here Jesus: "Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, hulle valse leer en hulle huigelary. Daar's niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie." Apokalypto beteken openbaar, en dit dra by tot 'n geestelike konnotasie. In die eindoordeel sal die oordeel juis daarin bestaan, dit wat altyd daar was, dat dit geopenbaar sal word. Ons laaste gedagte: 'n swaard sal deur jou siel gaan. Dit sien op die skeidende en oordeelende werking van Jesus se geboorte. Die presiese bedoeling hiervan is nie duidelik nie, en daar's verskillende opinies daaromtrent. Die oudste is die van Origenes, wat gesê dit sien op Maria se eie twyfel, haar eie verwerping, teespraak en besmading deur die mense. 'n ander medelee met die kind, nie as gewone moeder nie, maar as moeder van die Messias. Sy ervaar die verwerping van die Messias deur Israel persoonlik. En dan sien dit ook op haar eie lyding en gewelddadige dood. Haar smart by die kruis, miskien die bekendste. Haar eie worsteling met die woord as die swaard van die Gees. Haar insig dat nog sy, nog Israel, nog fisiese familie van Jesus van selfsprekend gered sal word. Hoe die sinsnede 'n swaard sal deur jou siel gaan ook al bedoel word, sê dit dat die koms van die kind sal lei tot skeiding, oordeel en lyding. Kom ons kyk na die geheel boodskap van die profesie van Simeon. Simeon profeteer aangaande die kind dat sy kom sal lei tot skeiding en tot oordeel. Sommige sal gered word, maar ander sal vanweë die boosheid van hulle harte hulle teen hom verset. Hulle sal hom weerstaan en so tot veroordeling kom. Die tyd wat nou aanbreek is 'n tyd van geloofsbeslissing, 'n tyd van keuse vir of teen die kind. Die tema van die hele verdere Lukas Evangelie is om duidelik te maak hoe die verborgenheid van mense se harte telkens geopenbaar word in 'n val en opstanding. Daar bestaan in hierdie wêreld geen neutrale mense meer nie. Jy kan nie neutraal staan teenoor Jesus nie. Die ware kennis van sonde bestaan nie meer net uit morele oordeel of sedelike oordeel oor jou lewe nie, maar hoe jy reageer op Jesus Christus. Sonde en erkenning van sonde in die lig van die evangelie. Jesus, die seun van God, is gebore. Hy het die volmaakte lewe gelei, is gekruisig en begrawe en het opgestaan. Daar is nie 'n godsdiens wat jou kan red anders
as om te sien dat jy verlore is en dat jy alleen deur Jesus Christus omhels as jou verlosser en saligmaker gered kan word nie. Vir vrede van Kersfees het hierdie profesie dus 'n ingrypende implikasie. Die vrede waarvan die engele sing is ten diepste geen ander vrede as die vrede waarvan Jesus in Lukas 12 vers 51 tot 53 praat nie. Dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring? Nee, ek sê vir julle, maar eerder verdeeldheid. Ons sluit af. Wat is in die implikasies van hierdie woord vir die kerk en vir ons elkeen? Weerstand teen die evangelie bestaan. Daarom durf die kerk nie daarvoor skrik of terugduins nie. Die kerk moet dit veel eer verwag. Die kerk in sy getuienis kan ook nie 'n ander reaksie of ervaring verwag as wat die Here Jesus gehad het nie. Om hierdie rede moet die kerk nie goedkoop oppervlakkige vrede najag nie. Die kerk durf nie kwaad goed noem of om vredeswil swyg oor sonde nie en met alles tevrede wees nie. Wie die woord hard vind, sal moet gaan. Daar mag nie vrede geroep word terwyl daar geen vrede is nie. God se vrede lê anderkant die versoening en beteken anderkant die sonde, die bekering, die berou, die breek met die verlede. Die kerk mag hom nooit skaam vir die steen van struikeling nie. Hierdie punt moet egter ook dieper bedink word. Die skeiding tussen kerk en wêreld loop ook reg deur elke mens. Dis nie soseer 'n verdeling tussen twee groepe mense, sommige volkome vir Christus en ander volkome teen hom nie. Ons moet onsself nie bluf nie. Die skadukant bestaan by ons elkeen. Die aanstoot leef ook in ons harte. Ons dra ook 'n stuk wêreld en gevolglik 'n stuk weerstand in ons rond. Ook die dieptes van ons bose gedagtes word herhaaldelik en voortdurend blootgelê in ons ontmoeting met Jesus Christus. Ook ons het dalk 'n blinkkant buite, maar ons diepste self bedek ons ook 'n menigte onbekeerde gesindhede en lewenskeuses. Die skeiding loop nie net deur twee groepe mense nie, maar dwars deur elke mens. Baie kommentatore sê die swaard wat deur Maria se siel gaan, lê dit uit as die skeidende en dodende werking van die evangelie. Dit beteken dat ons hierdie skeidende werking van die woord en die gees dikwels nie ervaar nie. En die rede daarvan is waarskynlik dat ons die boodskap nie ernstig genoeg opneem nie. Christus het gekom om ons van ons sondes te verlos. En die feit dat baie mense geen ware vrede ken nie, hang daarmee saam dat ons nie werklik daarvan verlos wil wees nie. Ons kram dikwels nog weg van die keuses van skeiding en oordeel, van die onstuimige pad van bekering, berou en ware vrede. Hierdie profesie is 'n oproep van ons as gemeente om ons eie lewens te ondersoek, om vas te stel of ons nie self ook die woord mak en onskadelik vir onsself gemaak het nie. Kersfees is dus geen oproep tot oppervlakkige gemoedelikheid nie, maar 'n oproep tot getroue, onverskrokke getuienis en 'n oproep tot getroue selfondersoek, kritiese en skeidende selfbeoordeling en onderwerping aan die woord tot gehoorsaamheid. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, U woord sê deur die Gees dat Simeon in die tempel gegaan het op daardie oomblik toe die Christuskind ingebring is.
En met die kind in die arms het hy hierdie profesie uitgespreek. En ons dank U daarvoor, Here, dat U kom skeiding bring het deur die koms van Jesus. Dat U die harte van mense aan hulle self kom openbaar het. En Here, dat U 'n swaard deur Maria se siel en ook 'n swaard in ons lewens kom insteek het om skeiding te bring in die oorlegginge en gedagtes van ons harte. Ons bid, Here, dat ons benadering tot Kersfees opnuut sal verander. Here, dat ons nie net sal dink aan vrede op aarde en dat mense U moet soek en vind nie, maar dat ons ook sal dink daaraan dat ons onsself moet beoordeel in die lig van die koms van ons Here Jesus, of ek ware vrede het, of ek ware berou oor my sonde het, en waarlik daarmee gebreek het, om in sy ware vrede te kan lewe. Here, dra ons elkeen deur U genade, en help ons om in gehoorsaamheid aan U woord te lewe. Ons bid dit om Jesus wil. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met die liefdesgawes. Dit sal gaan vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan nou die Onse Vader saam sing om mee te sluit.
Bid om die seën van die Here. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ons het net 2 afkondigings. Vanaand se diens is om 5:30 en dan die Kersdiens is om 8:00 Kersoggend by Annelyn gemeente.